Psalm 113. En dan kyk ons dan vanaand na Sondag 46 van die Katekismus, die begin van die Onse Vader. Hoor die Here se woord, Psalm 113. Halleluja! Loof, o knegte van die Here, loof die naam van die Here. Laat die naam van die Here geprys word van nou af tot in ewigheid. Van die opgang van die son tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Die Here is hoog bo al die nasies, bo die hemele is sy heerlikheid. Wie is soos die Here onse God, wat hoog woon, wat laag neersien in die hemel en op die aarde, wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef, om hom te laat sit by die edeles van sy volk, wat die onvrugbare van die huis laat woon, 'n blye moeder van kinders. Halleluja. Dis die Here se woord. Kom ons lees dan ook saam, waar ons vanaand stil staan, Sondag 46, vraag en antwoord 120 en 21. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Dis nou in die gebed. Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit van wat ons van hom in die geloof bid sal weier as wat ons Vaders aardse dinge ons ontsê. En dan, waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is? Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag wat vir ons liggaam en siel nodig het. Wat ons vir liggaam en siel nodig het. Vers 5 vra, wie is soos die Here? Wie is soos die Here onse God, wat in die hemel is en op die aarde, wat ver is en naby is. Is daar een wat so is? Is daar iewers in die wye magdom van gode wat aangeroep kan word as onse Vader wat in die hemele is? En reg deur die geskiedenis van die mensdom maak ons gode. En die lys gaan tot duisende gaan nog nie stop nie. Ons dink aan, ons hou aan om gode uit te dink, maar reg deur die geskiedenis wil ons gode maak waar ons moet kies. Of hy is ontzagwekkend groot en ver verhewe, of hy's persoonlik. Of hy's in die hemel, of hy's op die aarde. Ons moet kies. En al die gode wat daar is, wil kies. Wil hê ons moet kies. So gaan deur elke liewe God wat die mens al gemaak het. Wie is soos die Here? Ons Vader wat in die hemele is. Daar's nie een vir wie jy kan sê, ons Vader wat in die hemele is nie. En dis hoekom die Psalm dit vra. Dit is 'n vraag wat uiteindelik sê, natuurlik is daar niemand. Daar's niemand wat is soos wat die Here homself openbaar nie. En in hierdie Psalm sien ons ietsie van die begin van die gebed, wat Jesus ons leer, die onse Vader. En natuurlik die Psalms is gebede, so by hierdie Psalm moet ons leer hoe om te bid, hoe ons die Here moet nader, hoe ons die Here moet aanspreek. Heel aan die begin van ons gebed, ons Vader
wat in die hemele is. En die psalms is gebede van Christus self. Dis Christus se woorde en dis woorde oor hom. En daarom moet ons hier leer by hierdie psalm, hoe moet ons Vader, wat ook Christus se Vader is, aanspreek. Kom ons kyk net eers, wat is gebed? Net weer ietsie ekstra, saam met wat ons laasweek gesien het, daar in Lukas 11. Ons kry vandag nogal regtig vreemde goed oor gebed. Dis van die mengsels met oosterse godsdienste tot gebed is eintlik maar net 'n sielkundige voordeel vir die wat dit doen. So een van hierdie vreemde goed is meditasie en nie in die Bybelse sin nie. En dis nie so vreemd in ons kultuur nie. Die idee is dat gebed eintlik net 'n tyd is om rustig te word en na te dink oor jou probleme, introspeksie te doen en die oplossing vir daai probleme in jouself te vind. So jy gooi intern die probleem van jou skouers af deur dit net met iemand uit te redeneer binne in jouself, of eintlik jy praat met jouself. Dis net binne in jou. Daar's nie regtig kontak met God nie. So dit gaan daarom nie oor of God jou gebede verhoor nie, want dis nie wat gebed is nie. Gebed gaan net oor jou. Dit is sodat jy beter voel. En daarom sal sielkundiges ook dit aanbeveel. Ja, bid. Dit's goed vir jou, jy gaan beter voel. Dit help dat jy 'n bietjie deur jou gedagtes werk. Dis introspeksie. Een van die teoloë wat 'n massiewe impak op ons verstaan gehad het, ook vandag in die kerk, is die vader van liberalisme, Schleiermacher, het gesê, gebed is eintlik net die uitdrukking van gevoel van afhanklikheid van God. So dis maar net, dis nie regtig gemeenskap met God nie, dis maar net, gaan net oor daai gevoel van afhanklikheid. Ek kan nie my probleme self oplos nie, ek kort iemand wat hoor is as ek. Maar daar's nie regtig gesprek met God nie. Dis maar net hierdie praat. En natuurlik, dit sê nie, gebed het glad nie voordeel nie. Ek dink ons sien dit reg uit die skrif baie keer in die psalms ook. Juis in hierdie gesprek met God is daar my gebed maak dat ek heilig word. Dis deel van my heiligmaking. In gebed groei ek in heiligmaking. Natuurlik, dit gaan saam met God is die soewereine een. Hy weet wat ons nodig het en daarom sê hy ons moet bid. En in die gebed wil hy hê ons moet nederig wees, afhanklik van hom ensovoorts. Maar dit sê nie gebed is nie gesprek met hom nie. Dat dit eintlik net gaan oor ons nie. Lees net deur die psalms en kom dadelik agter, hierdie is vals. Die Here hoor na my geroep, my stem. Ek smeek u, ek kom nader by u. Gebed is jy's in gesprek met die lewende God. Jy praat met God. Regtig praat met God. Al antwoord hy jou nie in 'n stem, in 'n hoorbare stem daar in jou oor nie, jy praat regtig met God. En voordele vir ons dan in gebed is alles sekondêr. Dis nie wat gebed in die eerste plek is nie. So wat is gebed dan wel? Net weer, ek het dit laasweek gesê, maar daai woordjie bid beteken gewoon, jy vra. Jy's in 'n gesprek met God om met hom te praat en is daai woordjie bid gaan altyd net tot God. Dis nie ek bid nie tot my naaste nie, ek bid net tot God. Die woord word nooit gebruik vir iets anders soos introspeksie of meditasie nie. Dit is gesprek met God. En daai eerste woorde van die Onse Vader wys dit ook. Ons Vader. Ons spreek 'n werklike persoon aan. Dis om jou hart oop te maak voor God. Daai woordjie bid kan ons ook vertaal word as Jesus daar sê in Matteus 6, so moet julle bid. Daai woordjie bid kan ons ook vertaal met aanbid. Aanbidding. So bid is gesprek,
dis vra, dis smeek, maar dis ook nie net gesprek nie. Dis gesprek met 'n heilige God. Jou woorde gaan tot die hoogs aanbiddelike een. Die ander woorde in die Bybel vir gebed wys dit ook. Jy praat met iemand, 'n persoon, wat ver verhewe bo jou is. Jy's die armste van arm. En dan nog vuil daarby, en jy kom in hierdie hoë koning se troonkamer in. Dis gesprek met die grootste eerbied. En dit sê gebed is per definisie ook aanbidding in die sin dat jy in gebed lof bring aan hom tot wie jy bid. Die woordjie bid sê dit moet saamgaan met lof, en dis presies wat ons in die Psalm sien. Al hierdie gebede is lof aan hom, selfs al is dit hierdie psalms van klagtes en smeking, dit bring nog steeds lof aan hom, want dit erken hom vir wie hy is, hoe hy homself openbaar. En ons sien dit natuurlik hier in Psalm 113 ook, waar eerste 3 versies is baie duidelik. Halleluja, loof o knegte van die Here, loof die naam van die Here, laat die naam van die Here geprys word, van nou af tot in ewigheid, van die opgang van die son tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. En dis in gebed, dis 'n psalm van gebed. Prys die Here. En as die naam van die Here aangeroep word, daai naam van die Here, toe ons by die 3de gebod was, het ons dit gesien, die naam van die Here gaan saam met wie hy is en hoe hy homself openbaar. Om die naam van die Here te loof is om wie hy is en hoe hy hom bekend maak in sy woorde en werke vir hom terug te sê. Dis hoe jy dit doen. Daai woordjie halleluja wat sê loof die Here is, sê net, sê wie is die Here hardop. Sê wie is die Here vir hom terug. Dis in private gebed, as gemeente saam, in die publiek, as ons psalms sing, en ons loof die Here, met 'n psalm soos 148, wat ons net gesing het, dan ons sê net vir die Here terug, wat hy reeds oor homself sê. Ons maak sy heerlikheid bekend, vir mekaar, vir die wêreld, wat ons doen as ons sy naam loof. En die frase waarmee Jesus die Onse Vader begin, is dis ook dit. Daar staan nie die woordjie halleluja nie. Maar daai frase, ons Vader wat in die hemele is ook lofprysing, dis aanbidding. Want ons sê vir God terug wat hy aan ons openbaar oor homself. Hy is die Vader wat in die hemele is. Dis lof. En ons gebede moet so vol hiervan wees. Ons gebede moet daarmee begin. Jesus begin Onse Vader so, ons Vader wat in die hemele is. Dis wie u sê u is. So dit is sinne met u Here is. En alles wat hy oor homself sê. U Here is lofprysenswaardig. U is aanbiddelik skoon ensovoorts. Maar goed, hoekom moet ons Vader so aanbid in gebed, soos die Psalm sê? Hoekom moet ons gebede vol van hierdie lof wees? Al vers 4 sê, vers 4 en 5, die Here is hoog bo al die nasies. Dis hoekom. Bo die hemele is sy heerlikheid. Wie is soos die Here onse God wat hoog woon? Dis hoekom my geloof moet word, geprys moet word. Hy is die ontzagwekkende hoë een in majesteit en eer. Hy is in die hemele.
Jy nader tot ons Vader wat in die hemele is. So hy's nie aards nie, hy's nie 'n skepsel nie, hy's nie deel van hierdie skepping nie. Ek is stof. Ek kom na hom toe as stof. Hy's die skepper van stof en ek is stof. So hy's nie net soos my pa nie. En hy's my vader, ons kom nou daarby. Maar my pa is onrein en beperk en aards. God is in die hemele. Jy kom in die troonkamer van die 3 maal heilige God. As jy bid. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Elke deel van hierdie skepping sê nie ons nie, U Here is vol van heerlikheid. Hy is ver verhewe bo ons verstande. Ons kan nie dit eers begin begryp nie. Ons kan nie eers begin begryp hoe ver die skepping is nie. Wat nog te sê van die Skepper? Ver verhewe in sy majesteit. En dan nog daarby kom sy absolute reinheid en heiligheid, soos Habakuk 1:13 sê, ek kan nie sonde voor sy aangesig verdra nie. Ek is 'n muurtjie, en nog daarby in opstand teen hom, en ek kom voor hom, U wat in die hemele is. Hy is die God wat geprys moet word tot in ewigheid, want hy is die ewige een in oneindigheid. Hy is oneindig in tyd. Hy kan deur geen tyd vasgevang word nie. Vers 3 sê, vers 2 sê, ons moet hom prys van nou af tot in ewigheid, so dit kan net waar wees as hy self ewig is. Ons moet hom prys vir ewig, want hy is ewig. En dan vers 3 sê, ons moet hom prys oral, want hy is oral. Van die opgang van die son tot die ondergang toe, oral. Daar's geen plek waar hy nie geprys moet word nie, want hy is oral. Hy is die alomteenwoordige een. Geen spasie kan hom beperk nie. Oneindig verhewe in majesteit en eer. Vers 4 gaan dan verder. Hy is nie net oor alle tyd en oor alle plek nie, hy is oor alle mense. Vers 4, die Here is hoog bo al die nasies. Bedink dit, al die nasies wat al ooit was, hy is bo hulle. Die magtigste koning kan nie by sy verhewe majesteit kom nie. Dis onmoontlik, soos Jesaja 40 vers 15 sê, kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. 'n Stoffie. Al die nasies. As jy 'n stoffie kry en jy kan hom laat val op die skaal, dan gaan niks gebeur nie. Want dis 'n stoffie. 'n druppel in die emmer. Dis niks. Kyk, hy hef eilande op soos 'n stoffie. Bedink dit. Hoe oneindig verhewe is hy nie? Hoeveel lof is hy nie waardig nie? Hy's geweldig eervol en daai woordjie eer of gedig of ontzagwekkend in die skrif beteken mos swaar. Verskriklik belangrik. En ek dink daarmee werk Jesaja met daai skaalding. Wie is die belangrikste op die skaal? Wie is die swaarste op die skaal? Sit aan die een kant van die skaal al die eilande en al die berge en dale en elke druppel water van die oseaan en elke nasie en elke mens wat al ooit was en nog gaan wees, alles wat hulle al ooit uitgedink het of gemaak het, al die skepe, al die geboue, al die wapens van ontzagwekkende verwoesting, elke atoombom, alle gode wat die mense al ooit uitgedink het, alles wat so belangrik is, alle sterre, alle planete van onskatbare grootte, sterre so ver verwyder dat ons gedagtes nie eens tot by kan uitkom vir ons klein breins nie, alle wetenskaplike wette, alles wat is en was en sal wees, en dit sal die skaal nie eers 2 mm laat sak nie.
as die God van die hemel aan die ander kant staan nie. Niks kan alleen of saam met alles by die verhewenheid van God kom nie. Hy's ondeurgrondelik verhewe en diep en ryk en wyd. Bo die hemele is sy heerlikheid. Selfs bo die hemele, sê vers 4. So prys hom. Hoeveel keer word dit nie nog gesê in vers 3 nie? Prys hom, prys hom, prys hom, prys hom. Halleluja. Gaan na hom toe vir lofprysing. Gaan na hom toe vir danksegging. Gaan na hom toe vir smeking. Elke moontlike probleem en behoefte wat jy kan ervaar, is eindig. Dit maak nie saak hoe diep en hoe wyd en hoe lank en hoe oneindig jou probleme voel nie. Dis eindig, dis beperk, dis menslik. As jy sê ons Vader wat in die hemel is, dan kom jy na die een toe wat oneindig is in aanbiddelikheid. En dis hoekom daai laaste stukkie van die katekisme sê, hoekom word daar bygesit van wat in die hemele is? Is dat ons nie aards bedink wat sy hemelse majesteit nie, ons is aanbiddelik, maar ook, ons kan van sy almag alles verwag wat vir ons liggaam en siel nodig is. Alles. Maak nie saak hoe diep my beproewing is nie. My God is nie beperk nie. Maar weet julle, hierdie is net so ontsettend goed. En hoekom het moontlik is om so na hom toe te gaan. God is nie net die verhewe een nie. Hy is nie net oneindig in sy verhewenheid nie. Hy is ook oneindig in sy barmhartigheid. Hy is ook ons Vader. Kyk na die laaste deel van die Psalm. Of wie is soos ons Here, die Here ons God, wat hoog woon en dan wat laag neersien in die hemel en op die aarde. Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop afverhef, om hom te laat sit by die edeles van sy volk, wat die onvrugbare van die huis laat woon, 'n blye moeder van kinders. Halleluja, hoe goed is dit nie? Halleluja, prys hom. Jesaja 57 vers 15 sê baie dieselfde. Want so sê die hoë en verhewe een wat in ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryseldes en nederige van gees. Dis so goed. Die verhewe God kom as mens aarde toe. Hy self, die God wat hier beskryf word mens. Loop tussen die ashope en trek die boemelaars uit die stof uit. Mense wat stink. Mense sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Mense soos ons, gering is in die stof, behoeftig is op die ashoop. Mense wat regtig nie hulle self kan help nie. Hy word mens en hy gaan eet saam met tollenaars en sondaars. Hy wat wie sy heerlikheid bo die hemele is. Dis hy. Dis niemand anders nie, dis hy.
Hy kom na mense toe wat ly in verskriklike hartseer as gevolg van hulle eie en van ander se sondes. Mense wat ly as gevolg van net die sondeval. Mense soos hierdie. En soos daai onvrugbare vrou. Mense, sy volk, kan nie by sy verhewenheid kom nie. So hy kom af na hulle toe. Hy kom trek hulle op, sodat hulle eenheid met hom kan hê, en kan deel in sy heerlikheid. Hy seën hulle. Die een op die aashoop laat hy sit tussen die leiers. Die onvrugbare vrou laat hy leef in 'n huis met kinders. Dis ons daai laaste versie kan vertaal. Wat die onvrugbare van die huis, of wat die onvrugbare laat woon in 'n huis vol kinders. Die God van die hemel is die een wat homself laat ken deur die laagste van die samelewing. Hy kom na jou toe om vir jou 'n vader te wees. Vader, een wat jou regtig liefhet. En hy het jou so lief dat hy sy enige gebore seun gestuur het om hier tussen sondaars te kom doen wat ons nie kon doen nie. Ek kan nou na die troon van genade gaan, want God self het mens geword om in my plek dit te doen wat ek nie kon doen nie. Hy is die hoëpriester wat tussen ons, een van ons, maar ook hoër as die hemele is, wat gekom het en ingegaan het waar ons nie kon ingaan nie. Hy het by die poorte van die verhewe hemele gekom. Hy, mens en God, self die verhewe God, het by die poorte van die hemele gestaan en Psalm 24 gesê, hef op julle hoofde, o poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. En hy kon, want hy het gedoen wat ons nie kon doen nie. Hy het in ons plek die wet volkome gehou, en in ons plek die ewige oneindige straf van die oneindige God gedra. Hy is behandel soos ons behandel moes word, sodat ons behandel kan word soos hy behandel moet word. Kinders van die lewende heilige God. En daar, toe hy ingegaan het, het hy gaan sit aan die regterhand van sy Vader, en daar tree hy vir ons in. Hebreërs 7:25 sê, Jesus kan volkome red, die wat deur hom tot God gaan, ook in gebed, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy bid nou vir ons by die Vader. Hy alleen is ons middelaar, die een wat in die middel staan, die enigste weg na die heilige God toe. In hom het ons aanneming tot kinders van God ontvang. Ons is nou werklik kinders, aangeneem, regtig, wetlik en amptelik. So dit beteken ek hoef nie meer skaam te wees nie. Ek hoef nie meer te sê oom, soos een van die kinders se maatjies nie. Ek kan net sê Vader. Ek is nou in sy huis. Ek eet van sy kos. Ek is nie meer die kind van Satan, van oordeel nie. Ek is in my Vader se huis, saam met broers en susters, saam met ons hoogste broer. En ek word deur hom geken, en ek kan hom waarlik ken, in sy huis, ek kan met hom praat, maar gebed is ook meer as net praat, gesprek, dit is gemeenskap, dit is gemeenskap met die heilige God van die hemel,
en van aarde. Ons Vader wat in die hemele is. Ons kan verhouding met hom hê. Ons kan hom regtig ken. En daarom kan ons hom ons Vader noem. Gebed is die uiting en belewing van gemeenskap met die driemaal heilige God. Is tot die Vader, in die Seun, deur die Gees. En dis hoekom Jesus ons leer, bid tot die Vader, in die Seun, deur die Gees. Gemeenskap met die drie enige God. Ek dink die Psalms wys vir ons nog iets belangrik van daai woordjie ons, en ons Vader. Wie is die ons? Is dit ons, of is dit nog iemand meer? So die Psalms is so vol van persoonlike gebede en aanbidding, maar dit is ook so vol van gesamentlike aanbidding. Daai woordjie halleluja is julle, meervoud. Julle, prys die Here. Ons moet die Here saam met medegelowiges, met ons stemme God aanbid, en tot hom bid. Ons moet saam met medegelowiges langs ons kan sê, ons Vader, my en jou Vader. So net daai woordjie halleluja sê, net persoonlike aanbidding is onmoontlik. Ons moet saam met medegelowiges God aanbid. Ons Vader sê, ons is in 'n gemeenskap, in 'n gesin. Maar die Psalms sê nog iets baie belangrik. Jesus sê in Lukas 24, die Psalms gaan oor hom. En dis op 'n paar vlakke. Dis nie net as die Psalms van die Messias koning of gesalfde praat soos Psalm 2 of Psalm 110 nie. Ons sing vir Christus as die een wat sou kom en toe gekom het op verskillende vlakke. Reg deur die Psalms is daar soveel goed wat geopenbaar word van hierdie een wat sal kom en gekom het. So ons sing van hom. Hy is die koning, profeet, priester, ons wil aan hom ere bring. Ons aanbid hom as Jahwe, Here, die koning ook hier in Psalm 113. Ons sing tot hom, tot die drie enige God. Maar die Psalms wys ook, die Psalms gaan oor Christus in die sin dat hy aan die woord is in die Psalms. Die persoonlike Psalms wys vir ons die binnekant van Jesus se siel. Ek dink dit is Calvin wat dit gesê het. Kan nou nie presies onthou nie, maar die Psalms wys vir ons die binnekant van Jesus se siel. En omdat ons dan deur die geloof in hom ingelyf is, kan ons sê, ons sing hierdie Psalms saam met hom. En daarom, ons Vader, my en Jesus se Vader. Hy is die grond van ons gebed tot die Vader, want hy het ons kinders van sy Vader gemaak deur sy lewe en sterwe. Hy het ons in hom ingelyf deur sy Gees, sodat ons saam met hom elke liewe Psalm in hierdie Psalmboek kan sing. Ons is deel van hom, en daarom is Christus deel van die ons. Jy bid saam met jou hoogste broer, wat in die hemele sit langs die Vader. Ons Vader. En soos ons laasweek gesien het, ons bid in sy naam. Ons bid met sy handtekening. Daarom ons. As Psalm 113, as ons hierdie Psalm bid, dan hoor ons die oproep van ons herder en ons broer wat het eerste gebid het tot sy Vader. En ons sê dit dan saam met hom. Halleluja, saam met Jesus. Halleluja. Ons wil hom eer en ons wil saam met hom ons Vader eer in hom deur die Gees. Dis gemeenskap. Gemeenskap van geheimenis. En dit sê natuurlik nie dat ons nie die woorde my Vader kan gebruik as ons in privaatheid bid nie.
Maar dit sê wel dan dat ons altyd moet bid saam met Christus wat ook sê my Vader. Christus wat bid, my Vader, hoor hom aan wat so bid omdat ek dit van U bid. En daarom kom die oproep daar aan die einde van die Psalm net weer, halleluja. Bid en aanbid die hoogste God wat in die hemele is en ook jou Vader is, vir die laagste, elendigste van mense. Aanbid hom deur te erken dat hy alleen die een is wat jou in jou diepste aanvegtinge kan uittrek. Hy alleen kan jou red uit die swaarste angs. Hy alleen kan homself vir jou wys in die grootste onsekerheid. Hy alleen kan jou lei in die moeilikste omstandighede. Want hy is die God wat in die hoogte woon. As die heilige God, ons Vader wat in die hemel is, sy eie seun doodgemaak het, sodat ons met hom in gemeenskap kan wees, kan bid, dan beteken dit mos, hy wil hê ons moet bid. So ons moet bid. Hierdie moet jou kos wees. Kan nie daar sonder nie. So dis juis God se heiligheid, dat hy die verhewe een is wat ons daartoe gaan dryf om te bid. Die heilige koning het die duurste prys betaal sodat jy kan bid. Dit sal modder in sy gesig wees as jy vir die hoogste koning sê, nee, dankie, ek sal as ek lus het. Daarom sê Paulus in 1 Timoteus 5:7, bid sonder ophou, want kyk wat is die prys hiervoor. God is so verhewe, dat hy sy eie seun moes doodmaak, dat jy kan bid. Dat jy kan sê, ons Vader wat in die hemel is. So bid. Christene bid. So dit laasweek ook so 'n bietjie aangeraak. As ek nie bid nie, as ek nie 'n Christen nie. En natuurlik beteken dit nie, gebed is hierdie ding wat ons regverdig maak vir God nie. Dit sê wel, as Jesus die prys betaal het, daardie duur prys aan die kruis, dan het hy dit betaal sodat ek kan bid. Maar gaan 'n lewe van gebed volg. En dis hoekom Jesus sy disippels leer om te bid, die Onse Vader leer. Iemand het gesê, jy gaan eerder 'n lewende man kry wat nie asemhaal nie, as wat jy 'n Christen gaan kry wat nie bid nie. Jy gaan eerder 'n lewende man kry wat nie asemhaal nie, as wat jy 'n Christen gaan kry wat nie bid nie. Dit is onmoontlik. As jy hierdie verstaan, hierdie Psalm verstaan, gaan ek nie meer dink ek kan self nie. Ek gaan na hom toe vir alles en ek dank hom vir alles. Alles wat ek nodig het vir liggaam en siel, vra ek en ek dank hom daarvoor. Ek gaan ook nie meer klein dink van my sonde nie, want ek is in gemeenskap met die verhewe God wat in die hoogte woon. En ek gaan na hom toe gaan met daai sonde, want hy is ook die een wat in laagte neersien. Afbuk om na my te luister, al het ek teen hom gesondig. Sonder gebed raak God vir ons 'n prentjie teen die muur. En dis presies hoe hy gesê het, hy nie aanbid moet word nie, as 'n prentjie teen die muur. Prentjies gaar stof op. Lewe sonder gebed wys, jy dink God is so onbelangrik dat ek nie met hom hoef te praat nie. So dis 'n lewe van hoogmoed ook, wat God se heerlikheid wil steel. Aan die ander kant wys 'n lewe van gebed, jy leef voor die aangesig van die Here. Hy is die belangrikste in jou lewe, want hy is die 3 maal heilige God. Hy is werklik jou Vader wat in die hemele is. 'n Lewe van gebed wys, die gees van genade en smeking woon in jou.
Jy het werklik gemeenskap met die drie-enige God. En hoe meer ek God ken vir wie hy werklik is en nie meer net iets van hom weet nie, maar hom regtig ken as die heilige God, hoe meer gaan ek in gebed wil wees. Ek wil hom ken en ek wil deur hom geken word. En al hierdie beteken nie ons gaan die hele dag bid, ons gaan ons almal in kloosters toesluit en net brood eet en water drink en op harde bedde slaap en net die hele dag bid nie. Dit beteken wel ek gaan saam met my Bybelstudie hierdie heel eerste inskryf in my dagbeplanning. Ek kan nie daarsonder nie. Dit moet daar wees. Ek gaan tyd spandeer in my Here se teenwoordigheid. As die Here, die driemaal heilige God, jou roep in sy teenwoordigheid in en het al die werk gedoen wat dit moontlik maak, dan moet ek gaan en ek moet gereeld gaan. Die psalms en hierdie psalm ook wys vir ons gebed is werklike praat, werklike ervaring van gemeenskap met die driemaal heilige, ontzagwekkende, drie-enige God. En daarom moet ons gebede vol lofprysing, vol bewondering, vol nederige dankie sê, en liefde, vol aanbidding, vol smeking vir die goed wat hy vir ons gee om te vra, vol voorbidding vir ander, vol sondebelydenis wees. Nie sodat ons geëer kan word nie, maar hy alleen, want die aarde is van sy heerlikheid vol en die hemele is te klein daarvoor. So ja, wie is soos hy? Watter God in die duisende gode is beide immanent en transcendent. Ver en naby, in die hemele en op aarde. Verskriklik, ontzagwekkend heilig, maar ook een wat drie persone is, wat hom laat ken, wat eenheid en gemeenskap en verhouding met mense wil hê. Watter God? Daar's geen. Daar's niemand soos U nie, Here. Amen.